What is up, YouTube? My name's Antoni and this is Antoni's Optics. Today we're going to be looking at some old cameras. This video is sponsored by the History Channel. If this video gets 50 million likes, I will shave my head. Now come on with me and enjoy the music. Okay, today so we have 4 cameras to review, and then also a exposure meter that's also from a very old-timey time. But I'll try to keep this video as short as possible as to not make it too big because I am shooting this in quite the high definition. So the first model camera that we have here, this is called the Majima 645. It is an old-timey film camera with this adjustable reel thingy for adjusting the film, obviously. And yeah, that's a mounting. It opens up back here to get the film out. But the cool thing about this thing is where you look through. So this thing, it opens up, and then, I don't know if you can see it very well in there, but that is like looking at the roof-ish. So jy kyk hierso in, en dan sien jy wat daarso aangaan. Dis nogal baie cool, en is baie fancy. En jy het ook 'n klomp lenses vir hom. En ja, ek like hom, hy's nogal cute. Dan die tweede een wat in dieselfde familie is 'n meer linear version. Sy naam is die Yashica D. So hy maak so oop in hierdie kassie dingetjie en kan jy hom hier so onder afhaal. En dan ja, is hy ook so 'n ou film camera looking thing with a bunch of knobs and a bunch of stuff that I don't know how it really works yet. Maar selfe tipe idee waar jy bo opkom, dan maak hy so oop. Kom ons kyk of jy iets hier so kan sien. Nie regtig nie, maar glo dat jy soos ietsie met hierdie twee goeders daar so aan die kant kan sien. En dan maak hy so toe, maar hierdie een het 2 lenses wat dan help met een of ander depth of field ding wat die film nou doen. So ja, jy haal hom ook uit hierdie ding uit, dan sit jy jou film in en dan ja, hy's baie oulik. Dan die proper filmkamera wat ek hierso het, hy is nou hierdie ene, jy noem hom die Ahashi Pentax, en dan het hy hierdie extra flash wat jy kan aansit as jy nie baie lig het nie, maar weer eens is dieselfde soos ou filmkamera goedjies wat ek nog steeds ook moet uitfigure. Hierdie moet jy eintlik 'n battery voor kry en dan werk hy net met die battery terwyl hy in is. So this is a 1973 one, die ander twee was so 1950s goeders gewees. En dan die laaste een wat hier so is, kom ek kyk hierdie pad uit, is die Minolta Maxim 7000. So hierdie is daai baie belangrike kamera wat ek van gepraat het, en hy werk eintlik met 4 AAA batterye. So as jy deur die lens hierso soort van goeders kan sien jy daai klein rectangle daarso in die onderste hoek van die lens, daarso is jou digital readout. En nou hierso kan jy ook goeders daar sien, hierso stel jy goeders, hierso skuif jy aan 'n mode aan, en dan is ook jou adjustable lens, so is nou meters daar wat hy dan meet. En dan, ja, hy het ook 'n internal memory, en dan kan hy film ook skiet wat daar so binne is. So is nogal cool. En dan, om hierdie goeders te accompany, het ek ook hierdie massiewe long distance lens gekry. Ja, blykbaar as jy hierdie ding op 'n berg sit, kan jy soos dan kan jy soos 'n persoon se gesig so duidelik aan die onderkant sien in die flats waar ook al. So this is a fun little toy. Hopelijk sal ek dit eendag kan gebruik. Dan ek sal vir eers die ouer version van die ligmeters wys. So jy het hierdie enetjie wat, so dit is allemaal Sekonic, dis nou die brand name. So hy het light detectors hierso, so jy sien die naakie beweeg, so die lig kom daar van hier af, so die naakie beweeg meer soos die ligintensiteit opgaan. As ek so maak, dan gaan hy af. So basies, waar ook al die ligintensiteit is, beweeg jy hierdie dial. En dan hierdie ASA en DIN, dit is nou die ou manier om ISO te beskryf. So that's basically just the sensitivity of the film, and you adjust it to whatever film you have. Typically, the higher the ASA value, the less sensitive the film is. So typies een is tussen so 100 en 400, maar het hang maar af. So dan dit is waar jy jou skaal stel.
en dan daar waar ons hier punt gesit het, kom ons kyk maar net dat hy so is. Dit gee jou nou jou shutter speed en dan jou aperture wat jy dan moet skiet om dan 'n goeie foto te kry. So daarso by daai punt is dit omtrent so wat 1/30ste van 'n sekonde shutter speed en so 4 aperture op die kamera, dan gaan jy 'n mooi foto kry. Dan die meer fancy weergawe van dit, like soos die. So hy het nou sy ligsensor is hierso en jy kan hom eintlik adjust. Dan kan jy ander goedjies daarso opsit. Maar hierdie ding beweeg nou en dan omdat die lig van daar afkom, gaan ek hom so hou. Dan as jy hierdie knoppie inhou, dan gaan hierdie naakie hierso beweeg omdat jy dan die regte hierso measure hy die incident light in foot candles wat net 'n ander mating goeters dingetjie is. So jy sien daar beweeg die dingetjie en as ek nou die ding skuif, dan gaan hy laer gaan en dan verder opgaan. Maar ja, hierdie eens ding is omtrent so 80 foot candles en dan die nommertjie daaronder hom is die aperture wat daar so is. Maar om dan goed te meet, jy stel weer eens jou ASA en die DIN is maar net soos 'n ander Duitse weergawe van die American Standards Association. So daai ene sien ons is omtrent so 80, so dan moet hierdie low ene na die 80 kant toe beweeg. Nie daai nie, sorry, jy moet by 100 bly en dan gebruik jy die buitenste een. Dan gaan hy na omtrent 80 toe. Dan hierso onder wys hy weer eens vir jou shutter speed, daai ene, en dan daar is nog jou aperture. So as jy nou 'n goeie foto wil neem, kan jy die shutter speed so 125 maak, teen nou 1.4 aperture en dan 'n goeie lig van daai, met hierdie ding moet jy die kamera soos na die kamera toe wys. So as die kamera nou daar so is, dan moet jy na hom toe wys en dan as jy nou die foto hierdie kant toe neem, dan gaan daai die goeie settings wees om dan te kyk. En dan die ander cool ding wat jy kan doen is as die lig te intens is, dan het jy hierdie goedjies. So basies hulle slide hier so bo as 'n slot daar so in. Dan basies dim jy die lig wat hier so inkom sodat jy nou 'n beter aperture value kan kry vir as die lig baie bright is. En ja, dan as daai ding nou in is, dan moet jy in plaas van daai low kant gebruik, moet jy hom nou skuif na die high toe. So hy is nou omtrent 80 daar en dan verander hierdie goeters om dan te correspond vir dit. Maar ja, dis omtrent dit. So I thank you very much for watching my YouTube video. Hopefully you liked it. Do subscribe if you want to see more, and sorry for taking up so much of your time.